Goeiedag manne, baie welkom by Landbouwetenskappe graad 12. Ek is meneer Oukamp. Ons gaan vandag so 'n bietjie verder kyk na die verskillende parasiete wat ons kry. In die vorige video het ons gepraat oor inwendige parasiete. Ons het gekyk na die 3 soorte inwendige parasiete: rondewurms, slakwurms en lintwurms. En ons het so 'n bietjie uitgebrei oor die simptome wat daar voorkom in hierdie wurms, hoe ons dit op die plaas byvoorbeeld gaan benader om hierdie wurms te beheer of die voorkoming of dit dan te voorkom dat die diere of ons diere op die plaas dan geïnfekteer word deur hierdie inwendige parasiete wat ons ook noem endoparasiete. In hierdie gedeelte wat ons vandag doen in module 4 eenheid 4 op bladsy 216 gaan ons dan nou spesifiek praat oor uitwendige parasiete. So jy kan jou handboek daar oopmaak. Dis 'n redelike lang hoofstuk net soos die vorige een. Ons gaan redelik vinnig daardeur gaan. Jy merk die goedjies wat ek vir jou sê belangrik is en dan sal jy maklik jou eksamen met groot selfvertroue kan benader. Jy kan sommer daar kyk op bladsy 216 jou boaan. Merk jy sommer daar in daai blou blokkie die definisie van uitwendige parasiete. Ons noem hulle ook eksoparasiete. Jy kan sommer daar merk. Uitwendige parasiete kom voor op die buitekant van die gasheer se liggaam. Gewoonlik op die veloppervlak, alhoewel sommige parasiete die weefsel tot 'n sekere mate binnendring. So ons het nou in die vorige keer gekyk, inwendige parasiete kom aan die binnekant van die dier se liggaam voor, uitwendige parasiete kom buitekant op die dier se liggaam voor. En dis die 2 groepe wat ons dan het. Jy kan sommer daar kyk, die soorte uitwendige parasiete, hoe hulle die dier byvoorbeeld beïnvloed. Jy kan sommer daar merk, 'n wye verskeidenheid uitwendige parasiete kom voor by plaasdiere. Ons kry byvoorbeeld vlooie, bosluise, luise en myte. Ons gaan kyk na hierdie verskillende soorte en hulle gaan die dier op die volgende maniere affekteer. Hulle gaan of die dier byt en bloed suig, hulle gaan heel moontlik die dier se vel dan beskadig, hulle gaan eiers lê bo op die dier, hulle gaan die verspreiding van siektes tot gevolg hê, veral dan as ons kyk na iets soos bosluise, en hulle gaan gifstowwe produseer en die dier affekteer of infekteer met daardie gifstowwe wat dan die dier kan siek maak of doodmaak. Die eerste tipe uitwendige parasiet of nou eksoparasiet waarna ons gaan kyk, kan jy sommer daar so merk, is dan die bosluis. Jy kan nou die definisie net merk, bosluise is klein arachniede. Met ander woorde spinagtige, soos byvoorbeeld spinnekopagtige gediertes wat op die bloed van soogdiere en soms selfs reptiele en amfibieë teer. Dis die definisie wat jy ken. Dan sê hulle vir jou daar bosluise kom hoofsaaklik in die warm dele van Suid-Afrika voor, en veral in die noordelike dele, alhoewel sekere soorte bosluise soos die blou bosluis en die rooipoot bosluis in byna alle dele van Suid-Afrika voorkom. Selfs hier in Riversdal sukkel ons veral met van hierdie bosluise. Ons gaan so 'n bietjie praat daaroor. Bosluise het geen voorkeur vir 'n spesifieke liggaamsdeel waaraan hulle kan vasheg nie en kan vir lang periodes sonder kos oorleef, terwyl hulle vir 'n geskikte gasheer wag om op te teer. Die effek van bosluise, ek het niks op daardie gedeelte geonderstreep nie, net die definisie. Die effek kan jy sommer hier kyk, velbeskadiging, verlaagde weerstand en afname dan in kondisie, spesifiek dan ook immuniteit wat verlaag. Die bytwonde wat die dier kry kan baie pynlik wees. Ons gaan kyk daarna, hulle sê dan selfs hierdie wonde kan 'n plek wees waar daar sekondêre organismes die dier kan affekteer of dan nou binnendring. Daar's 'n verlies aan spene, ore, die punte van 'n stert, daar kan ook absesse voorkom en die dier kan mank raak. Daar kan ook bloedarmoede voorkom, wat beteken dit is soos wat ons gesê het anemie, en die dier kan dan selfs vrek. So ons kyk sommer net hier na 'n paar van die voorbeelde. Hierso is duidelike velbeskadiging, soos wat jy hier kan sien, sowel as eierbeskadiging op die dier kom hierdie bosluisies dan voor. Hierso kan ons sien bloedarmoede wat voorkom, en in hierdie prentjies kan jy baie duidelik sien dat die dier dan nou ook verskriklike groot wonde kry wat dan nou 'n opening maak vir sekondêre infeksies, soos byvoorbeeld bakterieë wat kan voorkom, daar kan absesse vorm, daar kan ander eksotere uitwendige parasiete ook daar kom sit en dan nou siektes veroorsaak of dan ongemaklikheid, soos byvoorbeeld brommers. Sommer net nog op die ore van die diere, hier regs onder kan ons sien dat die dier se oor so geïnfekteer is, hy gaan heel moontlik die oor selfs kan verloor. En hier wys dit sommer net nog op die bors van die dier waar hy kan sit, en dan dat dit tot gevolg het
daar baie finansiële verliese is, groot finansiële verliese in Suid-Afrika as gevolg van hierdie spesifieke parasiete wat dan ook siektes veroorsaak. Die wys sommer net nog, soos wat jy hier kan sien wat op die ore sit, dat die dier so baie van hierdie parasiete het, dat dit vir hom ongemaklik is. Hy gaan heel moontlik ophou vreet as gevolg van die ongemaklikheid en die irritasie, as hy dan nie self geïnfekteer is en gewig verloor as gevolg van die siektes wat die dier dra. En hier wys ek sommer vir jou die gewigstoename in kalwers wat met ligte of swaar bosluise besmet is. Jy kan sien die rooi streepie is waar die diere min of geen bosluise gehad het nie, en die blou streepie is dan waar hulle dan spesifiek swaar besmetting gekry het. In ander woorde baie bosluise of groot besmetting daarvan. Hoe 'n geweldige invloed hierdie bosluise dan het op die toename in gewig. Jy kan nou dink, as jy 'n voerkraal het en jy het van hierdie parasiete, watter effek dit finansiëel op jou besigheid sal hê. Ek kyk sommer net daar by die lewensiklus, voordat ons by daai tabel kom, kan jy sommer net vir jou merk, daar so die lewensiklus van hierdie diere. Ons kry 1 gasheer bosluise, gaan vir jou dit nou in die siklus self wys. Wat beteken daar is op een dier gaan hierdie bosluis sy hele lewe dan nou deurbring. Al die fases waardeur die dier gaan en die ontwikkeling vind op een dier plaas. Soos byvoorbeeld die blou bosluis. 'n 2 gasheer bosluis is waar die larwe en die nimf op een dier bly, maar die volwasse parasiet beweeg dan na 'n ander dier toe en gaan dan nou 'n parasiet wees vir daardie dier. En dit is dan die voorbeeld van 'n bontpoot bosluis. Onderstreep net hierdie gedeeltes wat ek hier op het en ken dit so. En dan het ons ook laastens 'n 3 gasheer bosluis, waar elke stadium die larwe, die nimf en die volwasse dier op verskillende gasheere of diere sal teer, wat die voorbeeld dan die bontbosluis is. In jou handboek gee hulle net vir jou die een voorbeeld van die lewensiklus, en dit is spesifiek in 'n 2 gasheer dier. Ek gaan sommer vir jou die ander 2 wys. Hulle kan vir jou die prentjie gee in 'n vraestel en vir jou vra, is dit 'n 1, 'n 2 of 'n 3 gasheer bosluis? Gee 'n voorbeeld daarvan en wat word bedoel met hierdie verskillende soorte lewensiklusse by die dier. 1 gasheer bosluis, al die stadiums op een dier. 2 gasheer bosluis, 2 gasheere nodig. Daar's 2 stadiums wat op een dier plaasvind en die finale stadium op 'n ander dier. 3 gasheer bosluis, elke stadium in die dier se liggaam. En die ontwikkeling vind op 'n ander tipe dier plaas. Hier wys ek vir jou die 1 gasheer dier, al die stadiums op een dier. Hulle sê vir jou byvoorbeeld hierso, wanneer die vroulike diere dan volwasse is, en hulle eiertjies lê, hierdie eiertjies gaan dan die dier affekteer. En hierdie volwasse diere wat die eiertjies lê, vind gewoonlik af van die dier af plaas, byvoorbeeld op plante of dan in sand veral. En dan tel hierdie dier, soos wat hy wy, hierdie parasiete op. En al die stadiums, die larwe, die nimf, sowel as die volwasse dier raak dan volwasse op die dier, en die vroulike volwasse dier gaan dan net van die dier afval om eiertjies te lê. Die 2 gasheer dier, soos wat hulle hier vir jou wys, is daar 'n tussenganger. So met ander woorde, die volwasse vroulike dier gaan na eiertjies lê in die sand byvoorbeeld. Dit gaan opgetel word deur byvoorbeeld 'n haas in hierdie prentjie, waar hy dan 'n verdere fase van ontwikkeling deurgaan, totdat dit dan weer afgegooi word en opgetel word deur die tweede gasheer wat dan hier byvoorbeeld die bees is, totdat dit volwasse raak en dan weer kan afval om eiertjies te lê. Hier is maar net nog 'n voorbeeld, jy kan dit pause en sommer so deurlees as jy net weer wil. En dan die laaste een is die 3 gasheer. Ek gaan dit vir jou hierdie skets net so wys. Die volwasse dier gaan af, of die volwasse bosluis val af, lê haar eiertjies, en hierdie larwes wat dan uitbroei, word dan op 'n spesifieke dier ontwikkel, en dan val dit af, so 'n sekondêre dier, as 'n nimf dan infekteer, totdat dit dan weer afval, en dan as 'n meer volwasse dier, of dan as die nimf op die tweede of die sekondêre dier opklim, of die derde dier opklim, wat dan in hierdie geval die skaap en die bees is, totdat dit volwasse is, en dan weer eiertjies kan lê en afval daarvoor. Die voorbeelde, ons gaan hulle sommer net so deurgaan van die verskillende bosluise.
Jy kan daar in tabel 1 saam met my volg. Al wat ek hierso as blou geonderstreep het, is dit wat ek in die handboek geonderstreep het. Die blou boslys veroorsaak vir ons siektes soos rooiwater en gaan 'n wye verskeidenheid van gasheure hê. Die bontpoot boslys, dis hoe hy lyk, gaan boslyskoors veroorsaak. Die rooipoot boslys, soos wat jy hier kan sien, gaan rooiwater veroorsaak, baie ernstige siekte wat ons veral ook hier by ons sien. Die breinoor boslys gaan ooskuskoors veroorsaak. Dan het ons die Karoo verlammingsboslys wat verlamming en spesifiek skape dan nou ook veroorsaak in die Karoo. En dan wys hulle vir jou hier die hondehok boslys wat galkoors veroorsaak. En dan die bont boslys wat dan hartwater veroorsaak wat ons ook hier in ons dele kry, veral op ons melkbeeste. Die volgende eksterne parasiet waarna ons kyk, die uitwendige parasiet, is dan die neuswurm. Jy kan sommer net daarso merk in die blou blokkie, neuswurms is die larwes van die skaap neuswurmvlieg. En ons gaan nou so 'n bietjie praat daaroor. Die skaap neuswurmvlieg is 'n donkergrys van kleur met fyn swart stippeltjies oor die hele liggaam. Ek kan nou eerste sin onderstreep in die tweede paragraaf begin met die vroulike vlieg lê tussen 1 en 'n paar dosyn larwes in die neusgate van die skaap. So die vlieg dring die neusgate van 'n skaap binne, lê haar eiertjies in die neusgat van die skaap en daarvandaan gaan hulle dan, as hulle uitgebroei word uit die eiertjies, dan verder in die neusgange van die skaap dan opkruip. Die volwasse larwe of wurmpie kruip dan uiteindelik uit die neusholte uit wanneer hy dan ouer is, of dit word uitgenies en val op die grond waar hulle dan binne 'n week in papies in die sand verander, totdat hulle dan uitgebroei word as volwasse vlee 3 tot 9 weke later. Hierdie wurmpies, ons gaan nou kyk na die prentjies. Hierso wys hulle sommer net weer vir jou die lewensiklus. Volwasse vlieg lê die eiertjies binne in die neusgange. Wanneer dit uitbroei en dan as 'n larwetjie is, sal dit dan verder in die neusgange op beweeg totdat dit dan uitgenies word en dan in die grond dan verder sal ontwikkel tot 'n vlieg, maar dan weer hierdie siklus kan herhaal. Hier wys hulle sommer vir jou waar 'n wurm uithang uit die skaap uit. En hier het hulle vir jou die skaap oopgesny, sy kop in die helfte deurgesny en in hierdie neusholte kan ons dan hierdie groot vet wurm sien. Hierdie wurms het dan sulke hakkies waarmee hulle dan vashak in die dier se neusgange. En wanneer hy nies of dan probeer ontslaa raak van die wurm, kan hy dan nou vassit daarso en vasbly. Dit irriteer die dier geweldig baie. En dan gaan maak dat die dier so geïrriteerd is met hierdie kriweling in sy neusgange, hy gaan sukkel om te vreet. En hy gaan nie normaal optree, sy gedrag gaan verander, tussen ander skape dan selfs. En op 'n stadium kry dit dan reg om ontslae te raak van die larwe, of hy kruip dan self uit waarna hy dan verder sal ontwikkel. Hier is die volwasse vlieg, so wys sommer net vir jou hoe die vlieg lyk, wat dan die dier sy neus sal binnendruk. So net daardie gedeeltes wat ek onderstreep het is belangrik en moet jy dan ken uit daardie gedeelte. Die volgende paar voorbeelde waarna ons gaan kyk is dan brommers, luise en myte, en ons gaan spesifiek na die voorbeelde kyk dan in die geval van skape. Die eerste een waarna ons kyk is dan brommers, en jy kan in daai blou blokkie merk, brommers is wat al eiers op diere lê en die uitgebroeide larwes veroorsaak ernstige skade aan die diere. Jy kan ook sommer net daarso verder kyk, brommeraanval is een van die duurste skaapsiektes en is veral ernstig in wolskaaprasse. En die rede daarvoor is, wanneer ons byvoorbeeld in die lentemaande, veral hier in ons areas wat ons byvoorbeeld winterreën kry, kan ons dan byvoorbeeld sien dat as dit in die lente nog steeds klam is en ons kry reën en die skape se wol is dalk baie nat en dan in die lente begin ons hierdie verhoogde temperature kry, dan is dit die ideale plek om in daai wol, spesifiek rondom die agterkant van die dier waar daar dalk mis en urine is, of dan ook in die kraaines area, die skop van die skaap, kry ons dan hierdie plek wat dan ideaal is vir 'n brommer om sy vlee te lê. So 'n brommer gaan sit op die skaap, hierdie vlee het dan hierdie ideale omstandighede wat klam is teen die liggaam van die dier, is warm omdat dit naby aan die liggaam van die dier is, en dan is dit byvoorbeeld donker ook daar. So hierdie diere kan daar op die wol onder teen die vel van die skaap sy eiertjies lê, en wanneer hierdie larwes dan uitbroei uit die eiertjies uit, teer hulle vreet die wol en die dier se vel.
Soveel so dat dit later verder versprei en letterlik die dier van buite af begin opvreet. Dit is geweldig ongemaklik vir die diere. Ons kry verlaging in die hoeveelheid en in die kwaliteit van die wol wat gelewer word en ons moet dit dan so behandel. So is belangrik veral in ons areas dat ons gereeld tussen die skape kom in die lentemaande om dan te kyk dat hierdie bromeraanvalle so vroeg en so gou as moontlik behandel kan word. En hoe ons dit gaan maak, ons gaan die wol afskeer op daardie gedeelte, ons gaan chemiese middels toedien op daardie gedeelte wat dan maak dat die larwes doodgaan en afval van die dier af. Jy kan daaronder by die eerste punt merk, die vroulike vlieg lê eiers op die skaap in klam beskermde dele waar daar gewoonlik urine en mis voorkom, soos byvoorbeeld rondom die stert, soos wat ek in die vorige gedeelte vir jou gesê het, of dan op die skof van die dier waar dit dan beskerm en klam is en lekker warm is, waar hierdie eiertjies dan gelê kan word. En daar benewens sê hulle is wonde, wol besmet met dooie materiaal, wolbederf en bakteriese infeksies van wol dan onweerstaanbaar vir brommers. So enige plek waar dit voorkom, veral dan waar daar wonde en so is, sal hierdie brommers dan gaan sit en eiertjies dan gaan lê. En as die toestande gunstig is, sê hulle binne 8 tot 12 ure sal die eiers uitbroei en die larwes kan jy onderstreep, wat ons ook noem maaiers, grawe in die gasheer se weefsel in, wat irriterende letsels tot gevolg het. En dit gee dan aanleiding tot veretterende sere, en as die larwe die vel sny, of dan indien die sere onbehandeld gelaat word, gee dit dan aanleiding tot toksemie of septisemie. Dit beteken daardie sere raak ontsteek en die dier kan baie hoë koors kry as gevolg van hierdie infeksies wat hulle dan kry. So ons moet dadelik so gou as moontlik ontslae raak dan van hierdie organismes. Jy kan ook daar merk die larwes is aktief en sal onmiddellik begin voed, alhoewel hulle nie lewende weefsel vreet nie, skei hulle dan verteringssappe af wat weefsel kan verteer, sodat hulle dan daai voedingsstowwe kan opneem en veroorsaak hulle dan daardie verswakking in die dier wat dan voorkom. Die larwe kan jy onderstreep vervel 2 keer en is binne 3 dae dan volgroei en hierdie volwasse larwe val dan van die gasheer af, verander in 'n papie in die grond en daarna sal hulle dan uitgebroei kom as 'n brommer, volwasse brommer wat dan die hele siklus dan sal herhaal. Hier wys hulle dit sommer vir jou, eiers wat in die vag gelê word, heel regs bo, en dan die eerste larwe stadium wat ons dan kry op die skaap self, en dan val daardie larwetjie dan af, vorm 'n papie en sal dan volwasse vlieg raak of dan 'n brommer wat dan weer op die skaap sal gaan sit. Dis gewoonlik die brommers wat ons dan ook sien by diere wat byvoorbeeld doodgaan, is dit dan hierdie eksterne parasiete, uitwendige parasiete wat ons dan eerste sal sien op daardie dooie diere wat dan hulle eiertjies daar lê. Hier sommer net nog 'n voorbeeld vir jou van hoe die larwes fisies lyk en die papies en dan die vlieg. En hier kan jy sien aan die linkerkant baie duidelik hoe lyk hierdie wonde wat besmet is, as hierdie ou die wol net oopgemaak en jy kan daar sien die maaiers vreet feitelik tot binne in die vel van die dier in en dit veroorsaak sere. Dit is ongemaklik vir die dier want hy kan nie 'n hand om dit af te krap nie. Aan die regterkant sien jy die vlieg sowel as daardie eiertjies wat dan gevorm word of dan die maaiertjies. Dan gaan ons oor na luise. Jy kan sommer daarso merk in die blou blokkie, luise is buitende en bloedsuiende insekte wat baie gasheer spesifiek is. So dan gaan ons spesifieke diere sit en nou veral kyk ons in hierdie voorbeeld na die op skape. En dan sê hulle vir jou daar elke spesies het sy eie luispesies soos hulle daar genoem het. Hulle sê gewoonlik affekteer luise slegs diere in 'n swak kondisie in die winter, maar beperkte getalle mag op die gasheer bly tot die volgende seisoen. So dis gewoonlik op diere wat swak is van kondisie klaar vermaar het, wat ons dan hierdie luise dan sien op hulle. Hier wys ek sommer net vir jou hoe lyk die luis. Hier is hulle lewensiklus, ons gaan nie so in detail daarna kyk nie, maar hulle sê sommer vir jou, die wyfie lê elke 3 dae 1 tot 2 eiers, die eiers heg aan die wol vas, en dan broei hierdie eiertjies na 10 dae uit, gaan deur die verskillende ontwikkelingsstadiums totdat hulle volwasse is, en dan vreet hulle weer verder aan die dier. Hier sommer net weer 'n keer, hier kan jy sien op hierdie ou se vinger, ons kan hierdie luise gewoonlik baie duidelik sien, ons kan hulle, jy gaan sien dat jou skape byvoorbeeld, heeltyd hulle koppe omdraai en aan hulle lywe begin kou, soveel so dat hulle van die wol kan uittrek uit hulle liggame uit.
So jy gaan sulke tooiing sien, sulke lang stringetjies van wol op die sye van die dier, of oor sy liggaam waar die skaap dan kan bykom om hierdie luise, irriteer hulle op die vel en probeer hulle dan afeet of afbyt. En as jy dan die wol daar oopmaak, sal jy van hierdie luise daar kry wat jy dan kan afhaal. Hier sommer net nog voorbeelde, daar wys hulle vir jou op die dier se liggaam, hier is 'n voorbeeld op beeste dan. En hier wys hulle vir jou die skade spesifiek dan op beeste. Hier kan jy sien die dier het dit al gekrap en die hare op sy vel het dan al begin afval. Myte kan jy merk daar so in die blou blokkie is klein geleedpotiges wat 'n velirritasie genaamd brandsiekte veroorsaak. So as jy myte hoor, dan dink jy dadelik aan die brandsiekte. En myte is naverwant aan luise, maar hulle is net baie klein en die meeste myte kan ons nie met die blote oog sien. Hulle is rond, net soos luise en hulle monddele sit aan die voorkant. Lewensiklus is baie dieselfde as luise en daar is baie verskillende mytspesies en die meeste is redelik onskadelik. Myte wat wel skade veroorsaak, kan jy onderstreep, veroorsaak verskeie siektes, waarvan dan brandsiekte die belangrikste is, en ons kyk ook na skurfte by skape. Hierdie siekte word veroorsaak deur die myt dan, en verskillende stadiums van die myt benodig die gasheer se liggaamshitte om te oorleef. En dan sê hulle net vir jou wat daar heel onderaan, wanneer myte gediagnoseer word 'n kwarantyneplaas ingestel en skape moet ten minste 2 keer gedip word. Wat beteken kwarantyne? Hulle sê vir jou daar, hou besmette diere weg van gesonde diere om die verspreiding van 'n siekte of parasiet te voorkom. En wat dit beteken, ons gaan daardie skape dan op 'n spesifieke deel of op 'n spesifieke plaas dan toesluit. Geen skape mag inkom nie, geen skape mag uitgaan nie, totdat ons die diere gedip het en daar dan 'n sekere tyd verby gegaan het om te kyk dat die diere ontslae geraak het van hierdie spesifieke skurfte. Hier wys hulle die lewensiklus. Brandsiekte kan jy daar merk, baie belangrik is myte wat dit dan veroorsaak. En jy kan also merk, die myte kan die vel binnendring of op die veloppervlakte bly. Hulle suig die vloeistowwe uit die vel en veroorsaak 'n infeksie waar hulle gebyt het, en dit maak 'n gejuk en 'n verdikking van die vel en die hare val uit. Hulle wys jou daarop in jou handboek die hond wat daar lê wat sy hare verloor het as gevolg van hierdie myte wat hom affekteer. En die laaste enetjie wat hulle dan sê, die laaste siekte wat deur myte veroorsaak word, is hoendermyte. Daar's 'n hele reeks myte wat probleme soos respiratoriese siektes en skurwe bene en pote by pluimvee en voëls dat veroorsaak as gevolg van hierdie hoendermyte. Hier is die voorbeeld net daarvan. En hulle wys sommer net vir jou hier dat hulle is baie klein en jy moet baie naby op die veloppervlakte kyk of jy gaan hulle heel moontlik onder 'n mikroskoop dan bestudeer. Hier is 'n skaap wat byvoorbeeld brandsiekte het. Ons kan duidelik sien dat die wol uitgeval het en dat sy liggaam, sy vel is eintlik so rooi soos wat die myte dit gevreet het. Nou kan jy kyk onderaan bladsy 221 die effek van uitwendige parasiete. Maar is verskeie nadelige effekte wat jy moet ken. Die eerste een is vliee kan die diere byvoorbeeld dan irriteer. Uitwendige parasiete dien dan ook as draers of vektors om siektes te versprei, as ons byvoorbeeld dink aan die protozoë soos anaplasmose, die siekte wat deur byvoorbeeld bosluise gedra word wat die dier kan infekteer, dan dra daai bosluis tree dan net op as 'n vektor of 'n draer van die siekte. Party parasiete veroorsaak ook dan bloedverlies of dan anemie, en uitwendige parasiete soos vliee kan oopsere op die vel van vee dan veroorsaak, waar dan infeksie kan plaasvind. Infestasies met parasiete kan dan ook die aptyt van die diere verlaag. Wat beteken hulle gaan nie vreet nie en dan gewig verloor. Die finansiële gevolge kan jy sommer daarso merk, is 'n verlaagde groei by diere, die afname in vagmassa, veseldeursnee en stapellengte, so die kwaliteit en die kwantiteit van die wol verlaag. Ons kry die beskadiging van velle en vagte wat ons dan juis wil verkoop, en die uitgawes om ontslae te raak van hierdie uitwendige parasiete gaan dan baie hoog wees. Die voorkoming en beheer kan jy sommer daarso merk. Ek het net 'n paar hier. Jy moet elkeen van hierdie oorsake byvoorbeeld kan bespreek en dan nie net noem nie, maar ook kan bespreek. Hulle sê dipskape wat myte het gereeld. Ons kan luise byvoorbeeld met 'n luismiddel byvoorbeeld behandel, en dit gaan gewoonlik gepaard met 'n dip. So baie van hierdie middels wat ons toepas,
gaan ons dan heel moontlik vir die dier gee in die vorm van 'n dip, al hierdie uitwendige parasiete, of ons kan hulle inspuit met hierdie voorbeeld van ivermectin, wat ons dan vir die dier inspuit, wat in die bloedstroom van die dier gaan, en sodra hierdie parasiet dan die dier byt, op die vel, gaan hy dan of dood van die middel in die bloed, of hy gaan net afval. Ons kan brommeraanvalle by lammers verminder deur hulle sterte af te bind. Ons kan dit met 'n rekkie doen, of met 'n tang waarmee ons dit dan afknip, of ons kan dit fisies met 'n mes afsny, of ons kan die skape dan ook mikskeer. Veral ouer diere gaan ons dan mikskeer, wat dit beteken ons verwyder hier aan die regterkant op daai prentjie al die wol rondom die agterkant van die dier, sowel as om die eier van die ooi. Sal ons dan al daai wol verminder, wat dan keer, dat as daar kort wol is, gaan die infestasie dan heel moontlik baie minder wees. En dan natuurlik die laaste punt, ons kan die vliee, muggies en muskiete doodmaak. Hierdie Agita produk werk baie goed vir ons dink veral in lamhokkies of in areas soos kalverhokke waar daar 'n groot hoeveelheid of 'n konsentrasie van jonger diere is en daar dan baie mis is wat op die vloere lê, kan ons hierdie middels dan uitsit wat dan of die diere weghou, soos vliee en muggies en muskiete, of as hulle dan daarop sit, gaan hulle dan dood. Dit is dan die laaste gedeelte oor uitwendige parasiete. In die volgende video gaan ons eenheid 5 en eenheid 6 saam hanteer, wat handel oor die vergiftiging van diere en die invloed of die verantwoordelikheid van die regering by die bestryding van dieresiektes. Maar vereers is ons nou klaar met uitwendige parasiete. Baie dankie.